Goed, kom ons praat 'n bietjie oor die Joodse staat en die verwikkelinge in die Midde-Ooste. Ons sien nou dat die Jode het nou verskuif, die oorlog het hulle verskuif vanaf Gaza na Libanon toe. En dit het niks te doen met terrorisme nie. Vir ingeval jy gedink het dit het te doen met terrorisme, ek is jammer, dit het niks te doen met terrorisme nie. Dit het te doen met grondgebied, en dit het te doen met die olie- en gasreserwes wat in die Middellandse See is. Daardie olie- en gasreserwes val in die Libanon en Gaza streke. Dit behoort aan die Palestynë, dit behoort aan die Lebanese. En die Jode is besig om hulle grondgebied te vergroot en uit te brei, deur middel van oorloë, met die hulp van die VSA en Brittanje. En dis 'n oorlog wat nie nou gaan stop nie. En dit is hoekom ons sien dat hulle besig is om 'n volksmoord te probeer uitvoer ook in Libanon. Soos wat hulle 'n volksmoord uitgevoer het in Gaza. Nou is dit ongelukkig so dat baie mense gebreinspoel is om te dink dat die Jode is God se volk. Hulle is nie God se volk nie. So, hulle verwantskap aan die ware Israel van die Bybel is net mooi 0. Dis geneties bewys op. So jy moet maar bietjie gaan oplees, dan gaan jy dit agterkom. Jy's gebreinspoel deur jou kerk, my maat. Maar ons wil weet wat is die situasie in die Midde-Ooste. Kom ek vertel vir jou wat hulle plan is. So, die plan is op die ou einde om Turkye uit te haal. Hulle wil Iran ook uithaal, maar hulle wil Turkye uithaal. So daar is 'n plan van CIA, van MI6 en van die Mossad om ontslae te raak van Erdogan. Want Erdogan is die leierstaat onder die Islamiete, onder die moslimstaat. Hulle kyk op na Erdogan. En ons gaan sien in die volgende aantal maande hoe die Amerikaanse regering sy jets gaan instuur om Turkye te bom. En daar sal 'n totale verwoesting wees van die Turkse staat. En hulle gaan Erdogan lig of deur 'n sluipmoord of deur 'n revolusie. En dit, soos ek sê, is 'n CIA, MI6, Mossad operasie wat hulle gaan uitvoer. Ons moet nou mooi verstaan. En in die proses, luister mooi, hoekom soek hulle die Turkse grondgebied? As hulle Erdogan lig, gaan hulle 'n westerse puppet regering insit, wat die Weste goedgesind is. Iewers in daai tyd gaan hulle 'n oorlog hê met Griekeland, tussen Turkye en Griekeland, oor 'n dispute area. 'n grensarea wat daar 'n dispuut oor is. Maar dit gaan nie oor die oorlog nie, dit gaan ook nie oor die grond nie. Dit gaan daaroor dat indien Turkye in 'n oorlogsgebied is, of hy is besig met 'n oorlog, of hy is in 'n oorlog, dan mag hy die Bosporus stryds mag hy sluit. En so hou hulle die Russiese skepe in die Swart See. En die Russe kan nie hulle mannekrag, hulle soldate, hulle tanks en wat ook al vervoer na die Middellandse See nie. Wat beteken die Amerikaners en die Britte kan maak en breek in die Middellandse See soos wat hulle wil. En ons gaan sien dat hulle dit doen. En in hierdie tyd sal ons sien dat die Joodse staat sal die aanval loods op Iran se kernkragfasiliteite. So jy moet nou mooi luister wat ek vir jou sê vandag, want hierdie is so belangrik. Ek het dit saamgestel uit 'n aantal visioene wat verskeie mense gehad het. En ons gaan sien dat daar 'n groot woede, eers 'n groot hartseer en dan 'n baie groot woede sal wees onder die moslimbevolkings van die wêreld. En dan sal ons sien hoe hulle verenig onder Rusland. Hulle sal alliansies vorm onder Rusland. En hulle sal die Joodse staat, wat die hoer van Babylon is, totaal van die tafel afvee. Dit is 'n verskriklike oorlog wat ons gaan sien in die Midde-Ooste. En wie moet ons bedank daarvoor? Netanyahu. Hy is Satan se boetie. So, hierdie moeilikheid wat ons hier gaan sien, en waar hulle die baie blanke lande gaan by betrek, en baie blanke seuns, hele blanke seuns, gaan ook veg in die Midde-Ooste. Luister mooi, jou blanke seun en jou blanke man gaan ook veg in die Midde-Ooste. En wanneer julle nou daar is, dan moet julle dankie sê vir die Jode, dat hulle julle ingetrek het in hierdie vieslike oorlog. Die Bybel sê, die bloed sal kom tot by die tooms van die perde 200 myl ver. Gaan dink mooi daaroor.